Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Liewe Vader wat in die hemel is, dankie vir 'n voorreg wat ons het om by mekaar te kom. Al is ons nie altyd nou fisies by mekaar nie, is dit 'n voorreg wat ons weet U is by ons. Here, ons weet U is nie 'n God wat wegkruip vir ons nie, maar die voorreg is daar vir ons dat U so goed is, U is so genadige, liefdevolle God, dat U ons vrygespreek het. Dat die verhouding tussen ons en U herstel is, en dit is U goedheid wat dit vir ons gedoen het. Here, dankie dat ons ook so dan nou as U familie, as U kinders vandag by mekaar kan kom as 'n familievergadering, 'n familiegeleentheid. En ons weet U is die eregas. Ons weet U is die een wat deur U woord met ons praat. En ons weet ook U breek U Bybel oop. U Gees skryf U Bybel op ons lewens neer. Laat ons dit ook vandag hoor, waar U ons as die dienaars luister. Amen. Ons is in die Pinksterseisoen. Ons het onlangs klaar gemaak met ons Pinksterreeks hier by Ekerk. En as jy dalk saam gekyk het, ek hoop ons dit was 'n wonderlike godservaring. Maar ek het goed gedink om vanoggend juist bietjie voort te bou op hierdie oorhoofse Pinkster tema of Pinkster seisoen. Reg oor die wêreld is ons as gelowiges besig om te fokus op wat is die rol van die Heilige Gees. Wat beteken dit as God se Gees uitgestort is op Pinkster? En meer spesifiek, wat beteken dit vir ons as gelowiges as ons gevul is met die Gees, 'n geesvervulde lewe kan leef? Dan weer, hoe lyk die lewe na Pinkster? Ons het gesien by ons Ekerk Pinksterreeks dat ons juis gefokus het en Psalm 119 was ons roetekaart, maar die oorhoofse tema was dat God se Gees en sy woord, die Bybel, is ons leermeesters. Maar ek het dit aan die een kant en aan die ander kant ook gesien dat die van ons of die van julle wat dalk op ons Instagram profiel, ons Instagram polls ingevul het, kom ons agter dat vir julle by ons by Ekerk, deel van Ekerk familie, ons Instagram Ekerk familie, is die werk of die rol of die aanvoeling, die teenwoordigheid van die Heilige Gees 'n belangrike tema. Dis 'n tema wat ons graag meer van wil weet. En dis hoekom ek het goed gedink het om juis hierdie tema een stapie verder te vat, om dan nou te vra, maar hoe lyk 'n geesvervulde lewe? Of wat is die eerste tree wat ons moet gee as ons moet sê, hoe werk die Heilige Gees? Wat doen hy in ons lewens? Maar ook so, hoe lyk 'n na Pinkster lewe, as ons nou in hierdie seisoen is. En ek wil dit graag doen in die hand van Galasiërs. Soos jy jou Bybel het en jy wil graag saam met ons lees, ons gaan stil staan by Galasiërs 3, vanaf vers 22 tot 26, en ook so Galasiërs 4, vers 1 tot 7, waar ons ook 'n paar ander tekste bietjie vorentoe gaan, Galasiërs 5, om hierdie vraag vir ons te beantwoord. So ek lees graag vir ons Galasiërs 3, vanaf vers 22 tot 26 en ek lees dit in die Nuwe Testament. Die Bybel leer ons dat almal gevangenes van sonde is. Sonde speel baas oor alles en almal. Slegs geloof kan hierdie doodsgreep breek. Daarom het God se belofte van nuwe lewe gegee aan elkeen wat glo in Jesus Christus. Toe ons nog nie in Christus geglo het nie, was die wet soos 'n wag wat ons opgepas het in 'n tronk. Ons het gevange gehou totdat God die nuwe pad van geloof bekend gemaak het. Die wet was soos 'n kinderoppasser wat ons moes dissiplineer en veilig hou totdat Christus opgedaag het. Dis ons deur God vrygespreek omdat ons in hom glo. Nou dat die nuwe tydperk van geloof aangebreek het, staan ons nie meer onder die gesag van daardie kinderoppasser nie. As ons na hierdie paar verse kyk, dan moet ons dit in die oorhoofse of in die wyeer prentjie, die intensie van die Galasiërsbrief plaas. So die van julle wat dalk ons Unie reeks volg of inskryf Unie, ek dink ons is daar besig. Stefan gee ons 'n inleiding tot die Galasiërsbrief. Maar die Galasiërsbrief is natuurlik geskryf deur Paulus vir die gemeente in Galasië met 'n spesifieke probleme uitdaging. Daar is opponente wat die gemeentelede verwar, is die woorde wat hy gebruik. En hulle sê die evangelie wat Paulus preek van geloof in Jesus Christus is die sleutel tot vryspraak. God spreek ons vry. God verklaar ons regverdig deurdat ons glo
in Jesus Christus. Die opponente kom en sê, okay, ja, geloof in Jesus is reg, maar ons moet dit aanvul, verbeter as te ware, deur ook die wet te onderhou. En nou kom Paulus en sê, nee, kom ons gaan terug na die fondasie toe. In Engels sal ons sê, let's get back to basics. So Paulus beantwoord hierdie probleem, en ek dink dit is vir ons met ons vraag vandag ook belangrik, 'n belangrike wegspringblok. Kom ons begin by die begin, kom ons begin by die essensie, by die wese, by ons identiteit. So om die vraag te vra, hoe lyk die lewe na Pinkster? 'n Geesvervulde lewe? Dan moet ons eers besef, wie is ons? Wat is ons identiteit? En nou gebruik Paulus om met die opponente die rol of die klem plaas op die vervulling van die wet of vryspraak deur vervulling van die wet of regverdig verklaring deur die wet te onderhou. Skryf Paulus en sê nee. Die wet was soos 'n kinderoppas. So dis een rol van die wet. Toe ons nog minderjarig was. Ons was nog nie mondig nie, ons was nog nie wys nie, ons het nog nie geweet wat is die regte manier van leef en optree nie. Was die wet se rol om ons op te pas. 'n tweede beeld wat hy gebruik vir die rol van die wet is toe ons nog gevangene was. Ons was in 'n tronk opgesluit deurdat ons die wet onderhou het. En die wet is juis daar om ons op te pas. So dis hierdie tronkbewaarder, dit is hierdie onderwyser wat as te ware vir jou sê wat jy moet en nie moet doen. Nou dis nie ons tema vandag, maar Paulus help die gemeente in Galasië en ons vandag om te sê, ons hoef nie meer soos 'n kinderoppasser geonderrig te word nie. Ons is nie meer gevange gehou deur die wet of ons sondige natuur nie, maar ons lewe nou in die era van die geloof. Want deur te glo in Jesus Christus is ons vrygespreek, is ons regverdig verklaar, kan ons nou as vrye mense leef met 'n nuwe identiteit. Galasiërs 3 vers 26 gee vir ons hierdie beeld van ons identiteit. Julle almal is nou kinders van God. Julle geloof in Christus Jesus maak julle deel van sy nuwe familie. So ons hoef nie agter ons te loop en te kyk wat het ons al in die verlede verkeerd gedoen, of wat is ons besig om in ons huidige oomblik verkeerd te doen, optrede gewys nie. Ons optrede bepaal nie meer of ons regverdig verklaar gaan word of nie. Ons optrede bepaal nie of ons in 'n korrekte of die verhouding herstel gaan word met God nie. Want dit is wat die verlede van ons gevra het. Dis wat lewe onder die wet van ons vra. Ons lewe word beheer deur die wet, want ons moet die wet onderhou, dan eers sal ons miskien goed genoeg wees. Sal ons onsself regverdig kan verklaar. Of 'n beeld wat ek in die Pinksterreeks gebruik het, of ons lewe dalk en kyk na ons sondige verlede. Maar omdat ons agtertoe kyk na ons sondige verlede, mis ons die pad wat God van ons vra om te loop, of wat ons kies as God se pad om te loop. So ons moet besef dat ons vry is. Ons is nie meer slawe nie. Ons is nie meer in die tronk gegooi nie. Ons is nie meer skuldig nie. Ons is nie meer minderjarig nie. Maar ons is nou kinders van God. En lees ons hoe Paulus dit verder sê in Galasiërs 4 vers 1 tot 3. Ek sê dat 'n erfgenaam wat minderjarig is, nog te klein is om te erf. Hy verskil eintlik nie van 'n slaaf met niks op sy naam nie. Al is hy die erfgenaam van alles. Hy staan onder die toesig van ouervoogte en van groot mense wat sy lewe bestuur. Dit hou aan totdat die tyd aanbreek dat hy mag erf, soos wat sy pa bepaal het. So gaan dit ook met ons. Toe ons nog klein kindertjies was, is ons so slawe oorheers deur die sondige magte van hierdie wêreld. Maar op presies dieselfde tyd, op presies die tyd wat die regte tyd wat God bepaal het hy sy seun uitgestuur hier na ons toe. 'n Vrou het geboorte aan hom geskenk. Van sy geboorte was Christus onder die gesag van die wet. Kom ons lees tot vers 4. So nou sien ons hierdie klemverskywing, hierdie wat ons vry maak, wat ons 'n nuwe identiteit gee, is Christus Jesus. Dis God wat so goed is dat hy sy seun stuur om ons vry te spreek.
Dit is so mooi gestel dat God was onderhewe, Jesus was onderhewe aan die wet. Hy het die wet volbring, hy het die wet onderhou. Hy het die letter van die wet gevolg, want hy was goed. Maar hy is die een wat goed is, so goed is dat hy die wet ongeldig kan verklaar. Want ons lewe nou in 'n nuwe era van geloof. En deur te glo in Jesus Christus, maak hy ons vry van ons verlede, van ons sondige natuur, maar ook so van hierdie slawerny van goed genoeg te wees in die wet. En dit is hoekom ons nou in die era van Pinkstertyd is. Ek lees van vers 5 af verder. Hy het hierdie roete gekies sodat hy mense kon loskoop wat so slawe onder die dooie gewig van die wet geleef het. En sodat God ons kan aanneem as sy eie kinders. Julle is nou kinders van God. Daarom het God die Gees wat ook in sy Seun is, na ons toe uitgestuur. Hy is nou in ons harte. Dis hy wat hier binne ons uitroep, Abba, liefdevolle Vader. Hoe mooi is dit nie dat ons nuwe identiteit kry, dat ons vry is van ons verlede, of er ons sondige natuur is, of dit die lewe onder die wet is nie. Maar dat Jesus Christus gestuur is deur God, die goeie God, en dat Jesus, die een wat goed genoeg was, vir ons instaan en ons loskoop, want ons is nie goed genoeg. So ons nuwe identiteit is dat ons nou vrygespreek is, dat ons 'n nuwe identiteit het, en dit alles gebeur deur te glo in Jesus Christus. Nou wat is die teken dat ons God se kinders is? Ons is vrygekoop uit slawerny uit, dat ons nou volledig kan erf by God. Ons is nie meer minderjarig nie, ons is nou mondig, so ons kan nou erf. En wat erf ons as sy kinders? Die Heilige Gees. Die Gees is in ons harte, sê vers 6. En dis die Gees van God wat hier binne ons is, wat uitroep, Abba, liefdevolle Vader. Dis die mooiste, intiemste woorde. Dat God is teenwoordig in my en jou lewe. En as ons dalk hier sit en ons jaag die sonde na, of ons jaag begeertes na, of ons mis die teiken van ons lewe, ons loop dalk van God se pad af, is God se Gees hier in ons binneste, en hy herinner ons konstant. Soms fluister hy, soms skree hy, dan sê hy, Abba, liefdevolle Vader. Dis die bevestiging, dis die herinnering dat ons God sin is. Dat God ons so lief het, dat hy ons regverdig verklaar. God is so goed, so vol genade, dat hy ons vrygespreek het. God is so goed, so vol liefde, dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Ons losgekoop het uit die slawerny uit. En dat ons nou in 'n era is waar ons mondig is, gelowig te spreke, dat ons kan glo in Jesus Christus en kan deel aan hierdie erfporsie, die era van die Gees. Nou, dit is vir ons belangrik met hierdie tema. Ons moet vandag besef, dat jy vry is. Dit is die eerste stap om te gee as ons begin vra, maar hoe lyk 'n geesvervulde lewe? Hoe lyk 'n lewe na Pinkster? Is jy lewe uit jou vryheid uit jou identiteit uit. Jy het nie meer los 'n leibande wat jy vashou in die lewe. Laat my dadelik dink aan ons hond, miniatuur Schnauzer, 'n verskriklike besige hond, so erg dat dit so 5 tot 6 kilometer vat om met haar te gaan hardloop, totdat sy weer wond te word. En dit is my groot vreugde met haar, ons het nou al lank genoeg gedoen, dat sy 'n wonderlike hond is, wat altyd gehoorsaam is as ek gaan draf of saamkom. Maar natuurlik draf ek altyd met 'n leiband aan haar. En omdat ons nou in 'n lekker kuldesak woon en met ons dogtertjie gaan buite speel, soms wil ons hond ook saamkom. En dan is sy saam met ons buite en dan kom jy agter sy's gewoond aan sy is vas aan 'n leiband. So sy's reg langs my, want sy's gewoond aan 'n leiband. Tot sy besef, ek is vry. Ek het nie meer 'n leiband om my nie. Dan hardloop sy. En natuurlik hardloop sy nie weg nie, maar sy geniet die vryheid wat sy vir oomblik net in hierdie kuldesak kan rondhardloop, en dan weet sy ook sy kan terugkom na haar eienaarste. Ek en jy lewe so dat ons nog dink ons is vas in die leiband en ons moet en ons moes nie. Wat moet ek doen? Eers as ek goed genoeg is, dan sal God my seën. Eers as ek die Bybel deurgelees het, dan sal ek goed genoeg wees. Eers as ek gehoorsaam is, dan sal God my gebede verhoor.
Eers as ek 'n disippelskap kursus doen, dan sal ek sy Gees kry. Dan sal ek die toelaat dat die Gees van God, of dat sal God toelaat dat die Gees deur my werk. So ons leiband in ons geloofslewe is, ek moet eers iets doen, dan sal God reageer. Nee. Om 'n lewe van vryheid te lewe en besef, jy's vry. Dit wat God gedoen het, het alreeds gedoen in jou lewe. Jy's vry gespreek. Jy's losgekoop deur wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Deur te glo daarin het ons 'n lewe van vryheid. Nou ek wil graag afsluit met 'n paar merkers. My eerste merker wat ons juis help oor hoe hierdie lewe van vryheid lyk. Galasiërs 5 vers 1. Ons het nou 'n nuwe vryheid in die Here. Christus het ons vrygemaak om in sy vryheid te leef. Hou met alles in julle vas hieraan. Moenie weer slawe word van wettiese reëls en gebruike nie. Hierdie juk is lankal aan van julle skouers afgelig. Dit is die waarheid. Dat ons vrygespreek is, dat ons los is, dat ons moet besef, dit gaan nie meer oor wat ek eers moet doen, dan sal ek 'n lewe van vryheid kan leef. Dan sal ek dalk miskien, as ek goed genoeg is, of as ek iets reg gedoen, dan sal ek vrygespreek word. Nee, God het dit alreeds gedoen. Niks wat jy doen sal maak dat jy ooit eers goed genoeg is nie, maar ooit dat dit goed genoeg is, dat jy vrygespreek kan word nie. Die wet het dit vir ons gewys. Niemand kon die wet onderhou nie, behalwe Jesus. En hy is die een wat ons kom loskoop, dat ons vrygemaak is van hierdie leiband van ons sondige natuur, van ons sondige lewe, maar ook so van 'n lewe onder die kinderoppasser van die wet. 'n Lewe van die tronkbewaarder van die wet. So besef vandag, as jy daai tree gee van hoe lyk 'n lewe na Pinkster, dat jy 'n lewe van vryheid het. Nou, Galasiërs 5 vers 13 tot 14 help my met 'n tweede stapie, of ons met 'n tweede stap. My familie in die Here, kinders van God sal ek sê, God het julle geroep en julle gered om vry te wees. Moet dit nie misbruik as 'n verskoning om agter julle sondige begeertes aan te loop nie. Dien mekaar in nederigheid, wees lief vir mekaar. Dan waarsku Paulus ons en sê, julle is vry. Moenie nou hierdie vryheid misbruik om weer terug te hardloop na julle sondige natuur toe nie. Moenie terug hardloop in die tronk wat jy vir jare lank gevange gehou was nie. Moenie teruggaan na die jare van toe jy nog minderjarig was en jy het nie geweet hoe lyk 'n lewe wat 'n geesvervulde lewe is nie. Ons is vrygekoop, moenie hinker na daai verlede toe nie. Maak onsself los van ons verlede, want God het ons losgekoop daarvan. En ons kan nou fokus op wat voor ons lê. En hoe lyk hierdie lewe? Om mekaar heel eenvoudig mekaar te dien in nederigheid en lief te wees vir mekaar. En dis vir my 'n belangrike sleutel as ons 'n tweede merker neersit oor hoe 'n geesvervulde lewe lyk. Om mekaar te dien in nederigheid. Nederigheid in my oë voel ek dat dit is dat ek minder van myself dink en meer aan ander mense dink. En ook om ander mense lief te hê. Liefde beteken ek dink wat vir iemand anders baat belangrik is. Ek dink aan iemand anders eerder as eerstens na myself. Is dit nie hoe 'n lewe lyk waar ons vrygespreek is nie? Is dit nie hoe 'n lewe lyk wat ons gees vervuld is nie? Dat ons nie meer na onsself kyk nie. Net ons in die vorige lewe was onder die wet, dat ons na onsself kyk. Ek moet hierdie wet onderhou. Ek moet hierdie nie doen nie. Ek moet dit doen. Ek moet dit doen. Ek. En miskien sit jy vanoggend hier en jy is nog vasgevang in jou godsdienstige ek lewe. Dit gaan oor wat jy nog moet doen. Ek moet eers die Bybel lees, ek moet eers leer bid, ek moet eers Bybel lees, ek moet eers kerk toe gaan, ek moet eers goed genoeg wees. Nee, die ek is weggevat. Christus het dit kom wegvat. Ons is vrygespreek, vrygekoop, losgekoop, en die vryheid beteken dat ons nou nie meer na binne toe kyk, maar na buitentoe kyk en sê, hoe kan ek lief wees vir ander mense? En vir die pad van Christus loop, dis wat Christus gedoen het. As Christus nie aan ons, aan die ander mense, aan ons, die wêreld gedink het nie, was ons nog steeds in die tronk, as minderjariges, onder die lewe van die wet. En Christus kom spreek ons vry, so, hoe kan ons mekaar in nederigheid begin lief hê? Minder aan onsself dink, meer aan die ander. So is die eerste 2 tree. 1, besef jy is vry. Moenie terughinker na jou verlede nie, nee, maar lewe
met daai vryheid. Lewe met die vreugde wat ons het om te besef dat jy vry is. Niks wat jy doen kan maak dat jy vry is nie. Maar God het jou vrygemaak. God het jou regverdig verklaar. Hoe kan ons nederig, minder na onsself begin kyk, meer na ander begin kyk, om ander lief te hê, meer aan die ander te fokus, aan ons naaste, aan ons medemens, eerder as aan myself. En dan natuurlik, die Galasiërsbrief sal nie gepas wees as ons nie fokus by vers 22 tot 23 van Galasiërs 5 nie. Hoe lyk as ons nou besef ons is vry? As ons minder na onsself begin kyk en met nederigheid eerder na ander mense begin kyk en mekaar lief hê, dan begin ons lewe vrug dra wat sigbaar word. En so lyk die vrug wat die Gees lewer in mense se lewe. As die Gees in jou lewe gedeponeer is wat hy is, maar as die grond in jou lewe reg is en hy begin saad ontkiem en hy begin vrugte dra, hoe lyk dit? Liefde vir God en vir ander. Blydskap in die Here, vrede met God, geduld met ander se foute, goedhartigheid, vrygewigheid, 'n vaste vertroue in die Here, 'n weerlose sagtheid en innerlike selfbeheersing. Die wet verbied nooit so 'n manier van lewe. En dit is vir ons 'n geesvervulde lewe. En dit is my so mooi dat dit gaan oor liefde vir ander, liefde vir God. Dit is ons sentrale kern, dit is ons wese, dit is ons bron waaruit ons moet leef. Maar dan ook 'n lewe van blydskap. Dis die punt. Miskien sit jy hier en miskien is dit net ek, maar ek sien nie blydskap as ek na die geloofswêreld kyk nie. Want ons dink ons moet nog ietsie doen, ons dink die Here moet nog opdaag, ons dink die Here moet nog ietsie doen. En nee, die Here het klaar gedoen wat hy kan doen, moet doen, gedoen het. Hy het ons vrygespreek. Hy is nie werk om ons vry te spreek. Hy is nie verhouding besigheid. En hy het ons vrygespreek. Hy sy Gees gegee in ons lewe en die Gees is daar dat hy teenwoordig is in ons lewe. En dit is die verhouding wat God herstel het met ons en hom. As dit nie jou rede vir blydskap is nie, dan is jy iemand wat die sonde najag, die wêreldse begeertes najag. As iemand wat dink as ek eers daai salaris kry, as ek eers daai pos kry, as ek eers daai motor kry, as ek eers dit doen, dan sal ek bly wees. Nee. Dan lê jou blydskap nie in die Here nie. Dan lê jou blydskap nie in die wete dat jy klaar vry gespreek is nie. En so kan ons die res van hierdie vrugte van die Gees ook op ons harte skryf. Of die Gees doen dat ons vrede kry met God. Dat dit hang nie eers af wat ons eers doen, eers prestasies nie. Ons is al reeds vrygekoop, ons identiteit gee ons vrede. Dat ons kan net uitasem en sê ons hoef niks meer te doen nie. Die onus is klaar van ons af weggevat. Ons is klaar in nuwe identiteit. Maar natuurlik, nou moet ons toelaat om met daai vryheid te leef. Mag ons 'n lewe van 'n geesvervulde lewe leef. Mag ons 'n lewe van Pinkster leef. Mag ons besef dat ons nie eers iets hoef te doen nie, dat vir God is Jesus genoeg, meer as genoeg. Jesus is een wat vir ons lewe kom vrykoop het, wat ons losgekoop het, wat ons vryheid kom gee het. Moenie laat ons daai vryheid misbruik nie. Moenie dat ons terughinker na ons verlede nie. Nee. Laat ons vorentoe fokus op 'n toekoms wat God ons na toe uitnooi. Die Gees van God ons na toe jaag. Om te sê ons moet die wêreld lief hê, die mense lief hê, nederig wees, blydskap hê, vrede hê, geduldig wees, selfbeheersing hê. Mag ons dat toelaat dat die Gees van God in ons hart uitbars, sodat ons 'n geesvervulde lewe kan leef wat uit ons uitbord. Kom ek bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om te hoor hoe liefdevol en goed U is. Here, ons as mense, as sondige mense, besef nie of verstaan nie altyd hoe ver die goedheid strek. Maar laat ons vandag besef dat die Gees het om ons hart te skryf, dat U ons vrygekoop het, losgekoop het, dat ons 'n nuwe identiteit het, en dat die Gees wat in ons lewe aan die werk is, aan die woon is, 'n teken is daarvan. Maar laat ons ook dit toelaat, die Gees toelaat om uit ons uit te werk, uit ons uit te leef, sodat ons 'n lewe van nederigheid kan leef. Minder nou op onsself fokus, maar 'n lewe van vryheid in die Gees, van liefde vir God en liefde vir ander. Maar Here, dat ons ook toelaat dat ons die liefde leef, dat ons lewe ook fisiese dade raak van die vrug van die Gees, wat gedeponeer is in ons lewe en dat vrug skiet in en deur ons lewe. Sodat ons ook toelaat dat die Gees deur ons werk, en laat ons dalk die blokkades wat ons as mense is, dalk soms verminder uithaal uit ons lewe uit,
sodat ons kan fokus op U en hoe U Gees ook U wil op ons harte skryf. Here, ons vra dit natuurlik nie wat ons dit verdien nie, maar alleen uit U seën en ons verlosser se naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.